Goeiemôre almal. Baie welkom in die erediens vanoggend. Welkom aan al ons gaste. Welkom ook aan die dowe gemeente wat vanoggend hier is saam met Dominico. Ons is baie bly dat elkeen van julle vanoggend hierso is. Vandag vier ons die groot wonder van Kersfees. God wat mens geword het, Christus Immanuel, God met ons. En in 'n wêreld wat dikwels stikkend is en onseker voel, kom God self na ons toe met lig en met hoop en met vrede. Dit wat ons die afgelope adventstyd ook aan herinner was. So mag hierdie erediens elkeen van julle 'n oomblik van rus en 'n oomblik van verwondering vanoggend gee. En ons herinner dat God se liefde naby ons gekom het en naby ons bly. So ek hoop elkeen van julle voel welkom en werklik geseënde Kersfees vir elkeen van julle in die teenwoordigheid van die Here. Julle sal ook sien ons adventskerse brand hierso vanoggend. En so deur die loop van advent, die wat nie gemeentelede is nie, ons het kerskaartjies elke Sondag geskryf. So onthou asseblief, indien jy 'n kerskaartjie wat in die kersboom is, wil vat vir iemand dalk wat jy vandag sien met 'n mooi boodskapie op. Dan is jy welkom om een te neem en vir iemand te gaan gee. Hierso is ook nog kerskaartjies wat nie opgeskryf is nie, wat hier so in die bakkie langs aan lê. So as jy dalk iemand vanoggend of vandag wil seën met 'n mooi boodskap op 'n mooi kerskaartjie, kom vat gerus vir julle na die diens. Hierdie 4 kerse wat ons aansteek, sê dat God se liefde tot by ons gekom het. En daarom kan ons nou met vreugde lewe in God se vrede en hoop. Die Christuskers wat ons dan vandag aansteek, herinner ons dat God in Christus mens geword het, tot by ons gekom het, tussen ons kom woon en nou hier by ons is, en deur die Gees ook in ons is. Immanuel, God met ons. God van liefde, kom en skyn u lig in hierdie wêreld. Ons lees vanoggend uit Lukas 2, die geboorte van Jesus. Die 2020 vertaling sal op die bord verskyn. As jy dalk uit jou eie Bybel uit wil lees, is jy dan welkom om ook so te maak. Ek lees vir ons die eerste 20 verse van Lukas 2. In daardie tyd het keiser Augustus 'n dekreet uitgevaardig wat die bevolking van die hele ryk geregistreer moes word. Dit was die eerste volkstelling wat gehou is toe Cyrenius prokurator van Syria was. Almal het gegaan om hulle te laat registreer, elkeen na sy eie dorp. Josef het ook gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea gegaan, na die stad van Dawid wat Bethlehem genoem word, omdat hy van die huis en die nageslag van Dawid afkomstig was. Hy het saam met sy verloofde, Maria, wat swanger was, gegaan om hom te laat registreer. Terwyl hulle daar was, het die tyd aangebreek dat haar kind gebore moes word, en sy het geboorte geskenk aan haar eerste kind, 'n seun. Sy het hom in doeke toegedraai en 'n krib neergelê, omdat daar nie vir hulle plek in die herberg was nie. Daar was skaapwagters in dieselfde omgewing, wat in die oop veld gebly het en snags hulle skaaptroppe opgepas het. 'n Engel van die Here het aan hulle verskyn, en die hemelse glans van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het geweldig groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: Moenie bang wees nie. Kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde sal wees. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid 'n verlosser. Nou as dit kom by Kersfees, het Afrikaans
ongetwyfeld 'n voorsprong bo ander tale. In Engels wens ons mekaar seën toe deur te sê Merry Christmas. En nou moet Pa of Carla help. Die Duitsers sê vrolijke Weihnachten. Vrolijke Weihnachten. As hy Weihnachten. En die Franse sê Joyeux Noël. So dit is almal, dit kom alles op Merry Christmas neer. Maar ons as Afrikaanse mense sê vanoggend vir mekaar geseënde Kersfees. En dit is eintlik hoe dit hoort. Want vandag is nie vir almal 'n Merry Christmas nie. Dit is nie vir almal 'n plesierige dag nie. Vir iemand wat dalk siek is in die hospitaal is dit allerminste 'n lekker dag. Vir iemand wat pas sy werk verloor het, is dit dalk 'n baie donker, stresvolle dag. So almal voel nie die pret en die plesier van hierdie dag nie. Maar ons almal kan dus 'n geseënde Kersfees hê. Want die vreugde van Kersfees lê immers nie in ons omstandighede nie, maar in Christus wat gebore is. En dit is wat Lukas 2 vir ons wil sê. Christus se geboorte bring vrede, bring vreugde en bring verlossing vir almal. Nou in die vroeë was Kersfees nie noodwendig 'n vrolike feestyd gewees soos vandag nie, maar eerder 'n liturgiese fees gewees. Gelowiges het mekaar nie geluk gewens nie, maar hulle het mekaar geseën. En die fokus was God wat mens geword het, lig wat uit die duisternis kom en die hoop wat gebore word. So om te sê geseënde Kersfees was eintlik net 'n geloofsbelijdenis. Dit was nie net 'n groet gewees nie, dit was 'n geloofsbelijdenis gewees om te sê geseënde Kersfees. Dan bely ons al hierdie dinge. En daar's 'n verskil tussen geseënde Kersfees en 'n gelukkige Kersfees. Gelukkige Kersfees fokus op die gevoel en vreugde en viering, waar 'n geseënde Kersfees fokus op betekenis, op geloof en op God se werk. So in baie Christelike tradisies het dit dan ontstaan dat ons eerder vir mekaar sê 'n geseënde Kersfees eerder as 'n gelukkige Kersfees. Want hierdie seisoen gaan nie oor geluk nie, dit gaan oor God se genade. En ons mag maar 'n geseënde Kersfees vandag hê, te midde van ons omstandighede. Ons kan 'n geseënde Kersfees hê, want Jesus Christus kom in die konkrete, stikkende aarde na ons toe. Lukas lokaliseer Jesus se geboorte tot 'n spesifieke plek, tot 'n spesifieke tyd en tot spesifieke omstandighede. Jesus is gebore in die dae van keiser Augustus in Cyrenius, in Bethlehem, in Judea. Hoewel ons nie weet waar in Bethlehem Jesus gebore is nie, sê Lukas dat Maria hom in 'n voerbak neergelê het. So Lukas noem die feite. Hy vertel nie 'n mooi storie van sneeu en met donkies langs die liewe Jesus in die stal nie. Hy verduidelik vir ons die konkrete feite van Jesus se geboorte. En al hierdie stories wat ons sien en vir mekaar vertel van die mooi sneeu en die donkies en hierdie mooi verhaal, dit is goed en wel, maar dit verplaas ons vir 'n oomblik in 'n droomwêreld. Maar dit is al. Lukas sê vir ons, Jesus is nie op 'n vreemde planeet waar alles goed gaan gebore nie. Jesus is nie gebore buite die tyd en die ruimte van ons wêreld nie, maar eerder, hy is in hierdie wêreld, in 'n spesifieke plek, in spesifieke omstandighede,
gebore, het hy na ons toe gekom. En dit is die evangelie. God kom na ons toe. Na hierdie stikkende wêreld waarin ons leef. Toe sonde en lyding na die wêreld toe gekom het, het die Here gesê, maar ek kom ook. God laat sy mense nie aan hulle self oor nie, nie aan die wêreld oor nie, nie aan hulle eie lot oor nie. Hy stuur sy seun na hierdie wêreld toe om vir ons die ewige lewe te gee, om vreugde en verlossing in geloof te bring, sodat ons dit mag hê. En Lukas sê vir ons, vandag is daar vir julle 'n verlosser gebore, in vers 8. Ons kan die woorde vandag en vir julle onderstreep, want dit geld nog steeds. Dit is nie in die verre toekoms nie, dit het al reeds gebeur en dit geld nog steeds. Hy is nie net die verlosser vir 'n paar van sy goeie vriende nie, maar hy is my verlosser. So ons kan 'n geseënde Kersfees hê. Want Christus het na ons toe gekom, sodat almal van ons, wat vandag in hom glo, by hom ook 'n tuiste kan vind. Dat ons kan seker wees dat hy gekom het vir ons, om ons te red, omdat hy so lief is vir ons. Dink maar net aan Johannes se boodskap vir ons. Geseënde Kersfees beteken nie dat alles mooi is, en alles rustig is, en alles afgerond is nie. Lukas 2 herinner ons daaraan, dat Jesus nie in 'n perfekte wêreld gebore is nie. Hy kom nie in 'n paleis nie, maar in 'n stal. Nie onder sekerheid nie, maar te midde van besetting en sensus en onrus in sy eie wêreld. Nie tussen belangrike mense nie, maar tussen diere en herders en gewone mense. Kersfees is geseënd, juis omdat God nie wag dat die wêreld moet heel word voordat hy kom nie. Hy kom in 'n stikkende, koue, armoedige en in vrees en in onsekerheid. Hy kom in sulke tipe wêreld, die wêreld wat ons dikwels te goed ken. Om 'n geseënde Kersfees te hê, is dis nie om te ontken dat dinge seer en gebroke is nie. Maar dit is om te bely, God is hier. God is in hierdie wêreld, God is in hierdie tyd van ons. God is in ons werklikheid. Jesus Christus kom nie weg van die aarde af nie, maar hy kom na ons toe. En dit maak Kersfees werklik geseënd. En in die tweede plek kan ons sê, ons het 'n geseënde Kersfees, want juis God het vlees geword. Lukas 2 vertel nie vir ons 'n sprokie nie, maar van 'n werklike geboorte, van 'n baba wat gevoed moet word, toegedraai moes word, in 'n krib neergelê is, en so kies God om te kom, nie van 'n afstand nie, maar in vlees en bloed. God word nie net sigbaar nie, maar hy word tasbaar vir ons. Hy deel in ons menswees, ons broosheid, ons afhanklikheid, en Jesus kies nie om bo alles te staan nie, maar langs ons te kom staan. God het vlees geword. So om 'n geseënde Kersfees te hê, is ook om te bely. God het nie net gepraat nie, maar hy het werklik na ons toe gekom. Hy het nie net beloof nie, maar hy het mens geword. Daarom is Kersfees geseënd. Want God het homself nie gespaar nie, maar hy het die wêreld binne gekom. En Lukas beklemtoon in dwars deur sy evangelie, dat God waarlik, of Jesus waarlik God is en waarlik mens is. Die helder lig in die vel, die verhewe name in die lied van die engele benadruk dat die feit dat hy waarlik God is. Hy is waarlik ook mens, want hy het gekom in 'n krib as 'n baba. En ons sien die nederige omstandighede waarin hy gebore is. Hy word neergelê in 'n voerbak. Jesus se mensheid beteken vir ons ook dat hy verstaan. Hy het egte medelee met ons
swakhede, hy verstaan ons siekte, hy verstaan ons eensaamheid en ons armoede en ons moedeloosheid partykeer. Hy weet hoe dit voel om deur mense verstoot en verwerp te word. Dit is hoekom dit ons ook seker kan wees, God is naby elkeen van ons, wat vanoggend dalk nie baie merry voel nie, maar ons kan geseënd voel, juis, omdat hy vlees geword het, omdat hy na ons toegekom het. 'n Merry Christmas is goed en wel, daar is niks daarmee verkeerd nie. Maar as jy egter vandag Kersfees onder moeilike omstandighede vier, kan jy steeds 'n geseënde Kersfees hê. God het mens geword. Sy geboorte is geen sprokie of legende nie, maar konkreet, liggaamlik, in die geskiedenis. So aan hom behoort al die eer en mag vandag, al die majesteit en heerlikheid, nou en vir altyd. Amen. Vader, baie dankie dat ons ook vanoggend die belydenis van 'n geseënde Kersfees kan hê. Dankie dat U gekom het. Dankie dat U naby is. Here, dankie dat ons ook weet dat U al hierdie dinge vir ons gedoen het, omdat U ons werklik liefhet. Dat U genadig is, ten spyte van ons gebrokenheid, van ons menslikheid, dat ons partykeer vergeet dat U vir ons lief is. Kom raak elkeen van ons se harte en se gedagtes vandag aan, dat ons ook sal fokus op U en nie noodwendig op ons omstandighede nie. Here, maar dat ons ook nie verwyder sal word uit ons omstandighede uit en sal dink dat dit ons geluk sal gee nie, maar dat ons ware geluk en vrede en vreugde by U sal vind. Seën ons saam wees ook hierso vanoggend waar ons nou die nagmaal gaan gebruik. Here, dat dit ook geseën sal wees. Amen. Toe die goedheid en menseliefde van God ons verlosser verskyn het hy ons verlos. Eer aan God in die hoogste. Ons is verlos nie op grond van werke wat ons uit geregtigheid gedoen het nie, maar op grond van God se ontferming wat ryklik oor ons uitgegiet is deur Jesus Christus ons verlosser. Vrede op aarde en vir mense in wie God welbehae het. Kom ons sluit die oë. Here ons God, ons buig in stilte en verwondering voor U neer. Soos die herders daar die nag in Bethlehem. U het nie met mag en vertoon gekom nie, maar as kind toegedraai in doeke. U het na die wêreld toe gekom, nie net tot konings en geleerdes nie, maar ook tot gewone mense soos ons. Dankie Here Jesus dat ons vandag by U tafel mag aansit, nie omdat ons goed genoeg is nie, maar omdat U genade groot genoeg is. U nooi ons uit om soos die herders te kom kyk, te glo, te eet, te drink en te lewe. Seën hierdie brood en wyn dat dit vir ons 'n bevestiging sal wees dat U werklik Immanuel is, God met ons. Laat hierdie maaltyd ons geloof versterk, ons in liefde saambind en ons uitstuur om die goeie nuus te deel dat 'n verlosser gebore is. Jesus Christus, ons Here.
Amen. Luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos die apostel Paulus dit vir ons beskrywe in die 1 Korintiërsbrief. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy God gedank het, het hy dit gebreek en gesê: Neem, eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy die beker na die ete, na die woorde gesê, hy het die beker geneem, en hierdie beker is die Nuwe Testament, en die Nuwe Testament is my bloed. Neem dit, drink daaruit tot my gedagtenis. Want so dikwels as wat julle van hierdie brood eet, en uit die beker uit drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet, of van die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef, en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Om nou tot ons troos die nagmaal van die Here te hou, is dit eerstens nodig dat ons vooraf reg sal ondersoek doen, en tweedens dat ons dit sal hou volgens die doel waartoe die Here Christus dit bepaal het en ingestel het, naamlik tot sy gedagtenis. Ek gaan 'n paar oomblikke van stil gebed gee, waarna ek dan gaan vra dat die tafel gereed gemaak sal word. Kom ons vat 'n paar oomblikke en sluit ons oë en raak rustig voor die Here. Amen. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot volle versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Sy bloed wat vir ons gevloei het tot volle versoening van al ons sonde. Neem dit, drink dit, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vir ons elkeen gegiet is, sodat ons vergewe is en nou met hom versoen is. Aangesien die Here ons nou geestelik ook gevoed het aan sy tafel, laat ons nou uitgaan om saam met die engele te sing van God se heerlikheid en genade. Laat ons die goeie nuus gaan deel, die nuus van Jesus, die broer van die broses en verstotenis, die een wat nog steeds by ons is. Ons drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, sal met julle elkeen wees. Amen.